Ek het julle al vertel 'n storie en ek het die storie se naam, die naam gegee, Petrus genees 'n lam man. Maar hierdie is nou Jesus genees 'n lam man. So eendag toe kom Jesus in Jerusalem, dis die stad, maar in daai tyd, dis nie soos Kempton Park nie. In Kempton Park ry jy net in van 'n ander, sê net maar jy kom van Pretoria af, dan ry jy net met jou kar deur die strate en jy ry tot in Kempton Park. Maar in daai tyd was daar mure om die stede gewees. So daar was 'n muur om Jerusalem, so jy moes by 'n hek inkom. En daar was een hek, hulle het al die skape en die bokke en die beeste het hulle deur daai hek gebring, want hulle vat nou hierdie skape om ons tempel toe, dan gaan die priesters hulle slag en dan bring hulle offer vir die Here. So daai hek se naam was die skaappoort of die skaaphek. En toe kom Jesus deur daai hek geloop en daar by daai hek en hy sien, maar hier lê 'n klomp mense. Daar's blindes en daar's mense wat doof is en daar's mense wat krepeel is. So sê net maar hulle hand is so of die ou se voete so en daar's mense wat verlam is. So hulle lê net heeldag daar. En dan naby waar hulle lê, dis eintlik onder so 'n dak. Dan's daar klomp sulke pilare wat die dak ophou. En hulle lê onder daai dak en dan's daar so amper soos 'n groterige swembad. Maar dit is so 'n poel. Die bad van Bethesda. En dan die siekes dink dat as die bad borrel, soos jy kry mos water wat onder die grond uitkom, veral warm water en borrel dit so. En toe dink hulle, maar as die water borrel, party van hulle het selfs gedink dan roer 'n engel die water. En dan die eerste wat in die water is, hy gaan gesond word. Dis wat hulle gedink het. En toe Jesus verbykom, nou is dit eintlik op die Sabbat. Dis 'n baie spesiale dag waar al die Jode bymekaar kom en dan prys hulle God en hulle hoor sy woord en so. En toe Jesus verbykom, toe sien hy maar hier lê die man. En hierdie man lê al 38 jaar wat hy so lam is en het lê. En toe sê Jesus vir hom, "Hey, wil jy gesond word?" En toe sê die man vir Jesus, toe sê, "Ja, maar almal is te vinnig vir my. As die water so borrel, dan kan ek nie betyds in die bad kom nie, want ek kan nie loop nie." En toe sê Jesus vir hom, "Nou, vat dan jou maatjie waar op jou lê en rol dit op en dan kan jy maar huis toe gaan." En toe doen die man dit. Hy kon nooit vir 38 jaar nie loop nie. Toe rol hy sy maatjie op en toe staan hy op en toe loop hy. En toe hy nou in die straat loop, toe sien die Fariseërs hom. Nou die Fariseërs, hulle is soos die baase van die Jode en hulle preek vir mense, maar hulle doen nie eers wat hulle vir ander mense preek nie. En toe sien hulle die man loop daar. En toe sê hulle vir hom, "Hey, dit is die Sabbat, dis God se spesiale dag. Jy mag nie jou bed dra nie." Toe sê hy, "O, ek het nie geweet nie. Die man wat my gesond gemaak het, hy het vir my gesê, vat jou bed en staan op en loop." Toe sê hulle, "Wie het jou gesond gemaak?" Toe sê hy, "Ek weet nie, ek ken nie sy naam nie." En toe later, toe Jesus in die tempel is, toe kom hy daar en toe sien hy die man met sy maatjie. En toe sê Jesus vir hom, "Ek het jou gesond gemaak, maar jy moenie verder sonde doen nie. Want die ergste ding wat met jou kan gebeur is nie dat jy nie kan loop nie, daar's iets erger wat kan gebeur. En dit is God se oordeel." En toe sê die man, toe hardloop hy met sy maatjie en toe gaan roep hy die Fariseërs, ek dink hy het seker al sy maatjie neergesit. Nou raas hulle weer met hom. En toe sê hy, ek het hom gekry, dit is Jesus. Jesus het my gesond gemaak. Daai en daai man daar. En toe kom die Fariseërs na Jesus toe. En toe sê hulle, "Hoekom werk jy op die Sabbat? Dis God se spesiale dag. Jy mag nie werk nie." Toe sê Jesus, "My Vader werk tot nou toe en ek werk ook." En toe sê hulle, "Jou Vader, so jy sê eintlik jy's die seun van God. Dit beteken jy sê jy's gelyk met die Vader, jy's gelyk met God, jy's net soos hy." En toe vervolg hulle Jesus en hulle wil hom seermaak. En later weet toe hy dit een keer sê, hulle sommer klippe opgetel, hulle wil hom met klippe gooi. Hulle wil hom doodgegooi het, want hy het gesê hy is die seun van God.
In elk geval, en toe begin Jesus vir die mense preek, en dit is wat oom Sean nou gelees het. Hy het 'n preek gelees wat Jesus gegee het. Toe sê Jesus, ek is die seun van God, en ek kan alles doen wat my Vader doen. Dit beteken Jesus kan enigiets doen, want God kan enigiets doen. En toe sê Jesus, en die Vader gaan niemand oordeel nie, maar ek gaan almal oordeel, en die Vader wil hê, julle moet my eer, en julle moet my prys en aanbid, net soos julle hom eer en prys en aanbid. En natuurlik, die Jode het glad nie daarvan gehou nie. Maar het maak nie eintlik saak wat mense sê nie, want die belangrikste is wat God sê. En hy het in sy woord gesê, Sari en Tristan en Josha, en Mia en Malan en Adrian en oom Iver moet hom prys. En ons moet sy seun aanbid, en dis wat hy wil hê. Want Jesus het mag oor alles. Het julle geweet, eendag gaan Jesus op die wolke kom, en dan gaan hy so hard roep, dooies, staan op, en dan gaan al die dooie mense uit hulle grafte uitkom, en die wat verdrink het in die see, hulle sal uitkom, en dan gaan hulle weer lewe, en dan gaan hulle voor hom staan, en hy is die een wat gaan oordeel. En hy gaan na ons lewe kyk, maar dit beteken nie, jy kan 'n kind van God word, jy moet net jou beste probeer lewe nie. Nee, dit beteken eerder, hoe jy lewe gaan wys, het jy regtig in hom geglo. Tristan, as jy nou 'n boom, sê net maar jy sien 'n boom by jou oupa en jou ouma se huis, en iemand vra vir jou, is daai 'n perskeboom? Hoe weet jy of dit 'n perskeboom is of nie? Hy gaan vrugte op hê. Ja. Okay, so jy wag tot dit perskeseisoen is, en dan kyk jy, het hy perskes. Nou as iemand sê, ek is 'n Christen, hoe weet jy of hy 'n Christen is? Jy kyk na sy lewe, en dit gaan vir jou sê, is hy regtig 'n Christen? So julle wil vir julleself vra, behoort jy aan Jesus? Behoort jy regtig aan hom? Aanbid jy hom en dien jy hom, en lewe jy vir hom? En hy wil hê julle moet. Kom na hom toe, jy kan dit nie self regkry nie, kom na hom toe en sê, verander my hart, verander my lewe, en dan sal jy Christen vrugte dra, net soos 'n perskeboom perskes dra. Julle kan gaan sit.